Goeienaand julle en welkom by die 4de aanbieding van hierdie week van gebed. En vanaand is die titel die Evangelie. 'n Woord wat ons so maklik hoor en so baie al gehoor het, en ek dink wat 'n tipe van 'n cliché al geword het. Maar voordat ons gaan kyk wat is die Evangelie, kom ons sluit net eers ons oë en ons soek die teenwoordigheid van God. Liewe almagtige Hemelse Vader, weer vanaand gaan ons na 'n baie belangrike onderwerp kyk. Is vlugtig, dis net 'n week van gebed. Maar ons soek daai openbaring, liewe Heer, want is die Evangelie, die goeie nuus van die werk van die Vader in Jesus Christus, wat ons harte trek om U te aanbid. En daarom vra ons U, kom nou in ons midde, maak ons kalm, maak ons rustig, stuur die Heilige Gees om ons te lei, en sit die regte woorde in my mond, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Soos ek vroeër gesê het, ek dink, die woordjie Evangelie het al so cliché geword, dat soveel dinge aan die Evangelie, of aan die woordjie Evangelie verkondig word, wat nie eintlik deel is van die Evangelie nie. Jy weet, wanneer ons sê dat Jesus net die beste van ons wil hê op ons lewenswandel, wat waar is, maar dis nie deel van die Evangelie nie. Die Evangelie is eintlik in sy fondasie die werk van Jesus. Dit wat Jesus gedoen het, dit wat die Vader doen, en dit wat die Gees doen. En daarom lees ons dan in 2 Korintiërs 5, vanaf vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Hier is die Evangelie. Daardie vernuwing, wanneer die ou dinge verbygegaan het. En dit alles is uit God. Wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. En ons die bediening vir versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Deur hulle misdade nie toe te reken en die woord van die versoening aan ons toevertrou. So wat is die Evangelie? En ons het nie baie tyd vanaand nie, so ek wil dit net vinnig opsom, dat deur die sondeval, die mensdom, hulle harte verhard het vir die insietinge van God. Laat die mensdom deur die sonde, laat u en ek, van Adam en Eva af reg deur die geskiedenis van die mensdom, het ons al hoe verder en verder begin wegbeweeg van God af. Daar het skeiding gekom. En dan natuurlik in die Ou Testament word daar die tempelstelsel 'n simbool van daardie skeiding. Want nou kan die mens nie meer soos in die dae van ouds in die aandwentjie saam met die Here wandel nie. Maar nou is daar 'n voorhangsel. 'n Voorhangsel wat die totaliteit van God se teenwoordigheid tussen sy mense verberg het. Want as die mense daardie totaliteit van daardie teenwoordigheid van God se heiligheid gesien het, sal hulle sterwe. Want dis wat die sonde gebring het. En dan kom God. En hy moet 'n manier vind om daardie versoening te laat plaasvind. En hoe doen hy dit? Johannes 1 vers 29, toe Johannes die doper daar op die Jordaanse oewer staan en hy sien Jesus aankom. Die monogenes, die enige gebore, sê hy die woord van God. Daar is die lam van God. Die een wat God voorberei het en toeberei het. Die perfekte een, die een sonder 'n letsel, sonder 'n sonde en sonder gebrek. Wat die sonde, die hamaratia, die rebellie van die mensdom sal wegneem
Wanneer hulle die lam aanskou, die een wat God toeberei het, die een wat die versoening sou bring, wat die skeiding sou afbreek, wat die voorhangsel sou laat skeer. Wanneer die mense sien en hom aanskou, dan sal daardie harmatia sonde, daardie rebellie wat ons wegneem van God af, verwyder word. Naamlik dat God in Christus. Die hele Godheid was aktief betrokke in die bediening van Christus. Die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie. Dit is die evangelie. Dat Christus, dit wat ek en jy moes dra, die sondelas, die straf vir daardie sondelas wat ek en jy moes dra, op homself geneem het. Want dit was wat die Godheid beskik het. En deur die feit dat daardie perfekte lam geoffer is, het hy daardie sonde van ons weggeneem. Deur die feit dat daardie perfekte lam geoffer is, het daai voorhangsel geskeer. Sodat dit wat my en jou verhinder het, om in die teenwoordigheid van God te kom, uit die weg geruim kon word. Maar die evangelie gaan verder. En dit alles uit God, wat homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Wat is die kenmerk van Christene? Dat ons daardie een, wat die lam van God is, wat die sonde van die wêreld wegneem, sal voorhou. En in sy wees sal wandel. Want God het ons ook daardie bediening gegee. Dat dit wat tussen my en God staan, tussen enigiemand anders en God staan, dat ons daardie bediening het, dat ons dit na God toe kan vat, en die lam dit kan wegneem. Sodat ons vry voor God kan staan. Volmaak, nie omdat dit ons volmaaktheid is nie, maar die volmaaktheid van die lam wat deur ons skyn en ons oordek met sy kleed van geregtigheid. Watter beter boodskap is daar nie? Watter beter boodskap vir jou en my, dat daar niks is wat ek of jy al aangevang het, wat Christus nie van ons kan verwyder nie. Daar is niks en niemand wat ons kan weghou van die liefde van God nie, soos Romeine 28 sê. Romeine 8, ekskuus. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God wat in Christus vir ons is nie. Mag jy dit vanaand aanneem en die eie maak. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, ek vra U, U ken ons harte vanaand en ek wil bid en vra dat daar van ons versoening sal kom. Laat ons daardie versoening sal aanneem. En laat ons ook in die bediening van versoening sal wandel. Ek vra U, Here, om vir ons in te tree. Om ons skoon te was. Om die hamaratia, die rebellie wat binne in ons is, van ons te verwyder, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.